Een van die dinge wat gebeur is die lyne word geblur. Sien nie die grense nie. En een ding wat hulle geweet het wat ons nie weet nie is daar's 'n vriend en daar's 'n vyand. Vir ons as gevolg van die godsdienst is daar net vriende, daar's nie meer vyand. As jy binne die verbond is, die lede wat binne die verbond is, die geslag is vriende. Buite dit is vyande. Maar ons kan nie meer vandag optree teen die vyand nie, want is nie meer 'n vyand nie. Hy het nou vriend geword. Maar nie volgens God nie. En dis maar een van die dinge wat die Satan doen om ons krag in die verbond by ons te steel. Want ons kan nie op die verbond staat maak om ons te verlos van ons vyande nie, want ons vyande het vriende geword. Wat tragies is. En ons mag nie teruggaan na wat hulle geweet het om vyande te identifiseer nie, want dan word ons verbondsvriende ons vyande. Dis tragies en dis eintlik wat kanker is. As jou liggaam se eie selle jou vyand word en die liggaam aanvaar dit en sê maar dis goeie selle. En dis wat met die verbondskinders gebeur. Ons het die mekaar geraak en ons weet nie wie's verbondskinders nie. Almal is nou verbondskinders en as iemand sê nee, daai is nie verbondskinders nie, dan word jy 'n vyand van daai persoon. As ons weer kan snap wat hier aan die gang is, wat Vader bedoel en wat Vader sê, dan kan ons met vrymoedigheid dit aangryp. Dawid het geweet hierdie is my vyand. Hierdie is God se vyand. Het hom nie probeer bekeer nie. En daarom kon hy staat maak op die verbond om hom te verslaan, maar as gevolg van godsdiens het ons geweldige verwarring en ons kan nie glo nie. Geloof beteken 'n vaste vertroue. Ons het geen vaste vertroue nie, want die lyn is so geblur, ek weet nie waar's die vyand nie. Nou vra ek vir Vader, verlos my van hierdie vyand, maar nou wonder ek, is nie dalk 'n vriend nie. En hoe kan hy my verlos? Waar's die vaste vertroue?